Terwyl ons so staan, lees ek die woorde van Psalm 139 gedeelte. Jahwe, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan, verstaan van ver my gedagte. U deurvors my, gaan in my lê en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie of U, o Jahwe, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor en U lê U hand op my. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef, in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God? Hoe geweldig hulle volle som nie. Wil ek hulle tel? Hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by U. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op 'n ewige weg. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, voor U oë is alles oop en bloot. Is dit niks wat ons kan wegsteek vanoggend nie, en wanneer ons in U teenwoordigheid besef, roep U Gees in ons harte uit. Heilig, heilig, heilig is Jahwe van die leerskare. Ons almagtige Vader, dankie dat ons U almag in hierdie oggend ook kan hoor wanneer kindertjies bid. Dankie vir die berge, dankie vir die blommetjies, dankie vir die voeltjies, dankie vir alles wat mooi is. Want U leer ons dat U in die mond van suigelinge U krag, die sterkte grondves. Wil U dan ook so vanoggend in die kinders deur die woord en die Gees die heerlikheid in ons harte openbaar. Dat ons saam met die psalmdigter kan uitroep, hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o Jahwe. Maak U gedagtes, U raadsbesluit aan ons bekend, deur die kosbare Heilige Gees. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Jy kan die sitplekke inneem, baie dankie. Van my kant ook nog 'n hartlike welkom vir almal wat ons kom besoek, en elkeen van U, jonk en oud, vriend of vreemdeling, almal, die van U wat dalk siek was vir 'n stadium, welkom terug. Ons is besig met 'n in diepte studie oor Petrus, 1 Petrus 1, as jy die Bybel asseblief daar kan oopmaak. En soos ek al in die verlede vermeld het, daar's verskeie maniere hoe mense die boodskappe bring, preke, tematies of 'n onderwerp. Maar iets wat ek lanklaas gedoen het, is om stadig, woordjie vir woordjie deur 'n boek te gaan. En u weet, ons is nou al vir weke besig met 1 Petrus 1. Elke woordjie is gewigtig, daar's betekenis, en baie belangrik wat u ook vanoggend sal sien, is daar's agtergrond. Dit is nie losstaande gedagtes wat Petrus sommer maar net bymekaar voeg nie. Dit is Heilige Gees geïnspireerd, Jahwe se raadsplan. En dit is u en my roeping en voorreg, maar saam met elke voorreg 'n verantwoordelikheid om dit te ken, te ondersoek, na te speur, lief te hê en verander te word daarteenoor inkomstig. 1 Petrus 1. Ons het verlede week gesels in vers 3 oor geseënd is die God en Vader. Maar kom ons lees weer so vers of 2 net om die gedagtes weer te orden. 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons meester Yeshua Messia, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Yeshua Messia uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. En dan die kosbare oproep, daarin verheug julle heel, al word julle as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande
beproewinge. Daarin verheug julle heel. Ons doen die studie en ons gesels daaroor, sodat ons as gemeente by 'n plek en 'n punt kan kom, dat ons by blydskap kan uitkom. Dat ons weet wat is die hoop, waarin glo ons, wat bely ons, wat is ons godsbegrip. Want dit, as dit vir jou geopenbaar word, die heerlikheid, werk 'n onuitspreeklike blydskap. Wat nodig is vir tye soos waarin ons lewe. Want beproewing en verdrukking werk droefheid. En dit skryf die Hebreërs skrywer. Nou lyk elke saak van tigtiging nie of dit 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter vreugdevolle vrugte van geregtigheid. So ons moet verstaan as gemeente, ons moet die tye ken, en ons moet in ons hart die anker en die vastigheid, die beloftes, hy wat dit beloof het, is getrou. En daarom is dit so heerlik om die liedere te sing. Jahwe is wie hy is. Wat 'n kosbare naam, wat 'n kosbare karakter. Jahwe is wie hy is. Wie is hy? En hy handel ooreenkomstig sy wil, en sy wil is ooreenkomstig sy wese. En ons wil vanoggend 'n woordjie vat wat so diep is, en ons lees dit in vers 3. Geseënd is die God en Vader wat van ons meester Yeshua Messia, wat na sy groot barmhartigheid, ons die wedergeboorte geskenk het. Ons het gesels oor die wedergeboorte, 'n gawe van Jahwe, lewe uit die dood. Dis die grootste geskenk, lewe uit die dood. Maar wie het bepaal, en hoe is dit bepaal, dat Jahwe vir ons lewe gee? Paulus roep uit in Efesiërs 2 vers 1, julle het hy lewend gemaak, wat dood was, deur die misdade, deur die sondes, julle het onder die mag van die duisternis van die bose gewandel, in die begeerlikheid van julle vlees. Ons is sleg, ons is ellendig. Maar Jahwe bepaal in sy wil, sy soewereine wil. Ek wil barmhartig wees. Nie op grond van ons werke, sodat niemand kan roem nie, maar na sy groote barmhartigheid. En daarom gesels ons vanoggend bo in die titel, ons gesels oor Petrus, maar die titel vanoggend is, na sy groot barmhartigheid. Die barmhartigheid van Jahwe is nie goedkoop nie. Die barmhartigheid van Jahwe is nie algemeen nie. Dis gereserveer, dis spesifiek, dis kragtig, dis ryk. Die woord praat van die rykdom van sy barmhartigheid. Dit is teen die grein van 'n humanistiese begrip van God is liefde vir alles en almal. Inteendeel, in sy barmhartigheid verdelg hy. In sy barmhartigheid oordeel hy. En in sy barmhartigheid trek hy nader die wat hy wil. En wanneer ons daardie barmhartigheid besef in ons wese, dan gaan daar iets in ons wakker word, wat ons stem tot aanbidding, wat ons stem tot dankbaarheid, wat ons stem tot 'n heilige lewenswandel, wat ons stem tot toewyding, wat ons 'n hoop gee, 'n onwankelbare hoop. Daar word te maklik gepraat van, Jahwe is lankmoedig, Jahwe is barmhartig, en dit word so net genoem. Dis sy wese. Wie kan die diepte van Jahwe se wese bepaal? Geen mens weet wat in 'n mens is behalwe jou eie gees nie. So sê Paulus ook in 1 Korintiërs, so weet niemand wie in Jahwe is, wie hy is, behalwe sy gees, en aan wie hy sy gees gee nie. En Jahwe het sy gees aan die gemeente gegee, dat ons hom kan ken. Dit sê Paulus, oor dat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding. Die barmhartigheid van Jahwe moet in u lewe 'n soeke, 'n begeerte wees. Dis nie iets algemeen nie. Dis nie dat ons maar net sê, o Jahwe is barmhartig nie. Daar is 'n ontsaglike diepte in die barmhartigheid van Jahwe, want dit weerspieël sy wil. Dit weerspieël sy wese. En Paulus roep uit in Romeine 11, o die diepte van die wysheid en die kennis van Jahwe. Hoe ondeurgrondelik is sy wees, onnaspeurlik sy gedagtes. Dis groot. En u en my redding, u en my wedergeboorte, u en my lewend maak uit dood en sonde, rebellie teen Jahwe. Ons nuwe lewe is op grond van sy barmhartigheid. Hoe kan die ewige, almagtige, heilige God verduur dat nietige, klein, vleeslike, sterflike mensies teen hom rebelleer, spot, ontken, hoon. Hy word vir hulle mens, hy word deur hulle gevloek uit, om hulle lief te hê en hulle te red.
ondergrondelik. Dis groot. En dis ook waarop die ander skrywers, Paulus, ons werk in Petrus, maar ook Paulus sê presies dieselfde wat hierdie vers sê, dat Jahwe op grond van sy barmhartigheid, op grond van sy diepste wese, sy goeie wil, red wie hy wil red. Hy red nie almal nie. En ons lees dit, kom ons lees dit saam in Titus. Blaai saam met my, Titus 3. Bietjie terug, Titus 3, vers 4 en vers 5. Luister asseblief fyn, let op. Dis dieselfde wat Petrus nou net geskryf het. Daar is vir ons in die Bybel 2 of 3 of 4 of 5 getuienis van dieselfde saak. Ons moet getuienis opbou. Dit saak staan vas op die getuienis in 2 of 3. Dit is 3 vers 3 skryf oor ons sondes. Ons was almal vroeër, dit is 3 vers 3, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in die boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Het u al dit erken in u lewe? Of lewe ons in 'n utopia van selfregverdiging? Ek ken so iemand. Ek ken so iemand. Dan moet 'n plek en 'n punt kom in jou lewe wat jy sê, hier was ek. Sodat Jahwe se barmhartigheid vir jou sin kan maak. Want die volgende sê, maar toe, vers 4, die goedertierenheid, gesed in Hebreëus, verbondsliefde van God, ons verlosser en sy liefde tot die mens, Adamiet verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered. Deur die pad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Presies dieselfde woorde van 1 Petrus 1 vers 3. Terwyl ons nog sondaars was, Romeine 5. Toe ons nog haatlik was en Jahwe gehaat het. Het is 'n liefde geopenbaar dat Yeshua vir ons gesterf het. Sy eiendom te kom koop, te kom red. Na sy barmhartigheid. As ons gesels oor die barmhartigheid van Jahwe, sy goeie wil om te help. Dis 'n baie eenvoudige Afrikaanse verduideliking. Sy barmhartigheid beteken sy goeie wil om te help. Nie op grond van die persoon wat vra of enige offer aanbied nie, op grond van wie en wat hy is. Dan kan ons nie anders te vanoggend as om na Romeine toe te blaai nie. Die barmhartigheid van Jahwe, wat soos ek al reeds gesê het, vir die mens nie sin maak nie. Dit maak nie vir 'n mens sin nie, want 'n mens, 'n humanis, stel sy eie belange op, eerste op die voorgrond. Die alle oorwegings gaan oor wie en wat die mens is. Dis die godsdienst van die tyd. Godsdienst van die tyd is daardeur spek, dit is vol van humanisme. En ons as gemeente staan nie voor Jahwe op grond van wie ons is nie. Ons staan voor hom op grond van wie hy is. Ewige rots, geklief vir my, laat my veilig in u bly. En ons lees in Romeine 9, 'n baie interessante argumentasie. Wanneer Paulus aan sy gehoor daardie tipiese humanistiese teenargumente aanhaal, en jy moet dophou hoe interessant is dit geskrywe. Hy vat hulle argumente, maak daarvan 'n vraag, sodat hy hulle vraag kan antwoord. En hoe antwoord hulle vraag? Hy antwoord hulle vraag deur skrif. Hy quoteer skrif aan, dis sy redenasie. En dan in die volgende vers maak hy sy afleiding, sy konklusie. En nie en ek moet dit ook so doen. Skryf vrae uit die wêreld. Hoe kan 'n God van liefde dit doen? Wat gaan nou aan? Vat hy vraag en beantwoord hom uit die skrif. En maak jy konklusie en die gevolgtrekking uit die skrif uit. Vers 14. Wat sal ons dan sê? Dis nadat hy geskryf het, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Is daar miskien onreg by God? Want dis waarvan Jahwe beskuldig word. Hoe kan 'n God van liefde so of sus doen? Nee, stellig nie. Dis die hardste en duidelikste Afrikaans wat hulle kon inskryf en sê, daar's nie 'n manier nie. Jahwe is regverdig in sy wese is geregtigheid. Die grondslag van sy troon is geregtigheid. Jy moet daarvoor buig, want dit wat ons lees en dit wat ons in die woord verstaan van sy barmhartigheid, maak nie vir 'n mens sin nie.
Want, en nou kom die quotasie, die aanhaling uit die Ou Testament. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees. En my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Die barmhartigheid van Jahwe is nie vir almal. En dit behoort jy te skud. Die barmhartigheid van Jahwe is nie algemeen nie. Jahwe kies wie hy wil. En dit behoort vir een van my werklik waar voor Vader te stel, is maar Vader, wie is ek? Wie is ons as gemeente, dat hy ons barmhartig is? Dat ons die goedertierenheid en die guns en die liefde kan ervaar in die wedergeboorte, want dit is ons teks. Hy skenk vir ons die wedergeboorte na sy barmhartigheid. Hy maak ons lewend, ons wat dood was. Dood is nie neutraal nie. Dis as gevolg van die sonde dat ons dood was. Dis as gevolg van rebellie. Dis as gevolg van haatlikheid teenoor Jahwe. As ons neem, ons het nie Jahwe gehad nie. As jy jouself lief het, jou begeertes wandel, dis haat teen Jahwe. Dis nie heiligheid nie, dis onreinheid. Dis sedeloosheid, dis losbandigheid. Dis eiesinnigheid. Eiesinnigheid is 'n sonde van afgoderry. In Samuel 15:22, waar sê hy? Jahwe sê, ek sal barmhartig wees, oor wie ek barmhartig wil wees. Vers 16, dan kom Paulus en maak hy sy gevolgtrekking en konklusie. So hang dit dan nie van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê, nog 'n aanhaling, aan Farao, juis hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon, dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy, vers 18, dan barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. Jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan? Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Of vir die pottebakker nie mag oor die klei om my dieselfde klomp, die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie. En as God, as hy wil, al wil hy sy toorn bewys, sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is verdra het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. Sien u duidelik uit hierdie gedeelte? Daar is die farao's van die aarde, voorwerpe van toorn, voorwerpe wat Jahwe geskaap het, reeds om hulle te vernietig, om sy barmhartigheid aan sy voorwerpe van barmhartigheid duidelik te maak tot hulle verheerliking. Dis waaroor ons ook vanaand gaan gesels. Hoekom is daar hartseer? Hoekom is daar pyn? Hoekom is daar bose? Sodat die God van reg en geregtigheid verheerlik kan word as hy in heiligheid optree en dit veroordeel. Daarom moet u en ek Jahwe se barmhartigheid nie sien as 'n doellose reg op aarde. Want die mens kom in sy arrogansie en maak aanspraak dat Jahwe my barmhartigheid skuld. Jahwe skuld dit nie vir niemand. Wanneer hy barmhartig is, behoort u en ek julle wese voor hom neer te sê, Vader, dankie vir u goeie wil. Dankie vir wie u is. Dankie. Kom ons vat hierdie gedeelte in Eksodus wat Paulus aanhaal, Eksodus 33. En ons blaai soontoe en ons gaan kyk in watter konteks het Jahwe vir Moses gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek wil barmhartig wees. Nou wil ek gou gevra, jongspan, waar staan die 10 gebooie? Eksodus 20. En ons weet die 10 gebooie is in 'n baie ontsaglike, majestueuse openbaring van Jahwe op die berg gegee, waar die berg gerook het, gebewe het, donderslag, bewing, vuur, die volke het die wet ontvang. Jahwe jou God alleen moet jy dien, en jy mag nie afgode voor sy aangesig hê nie. Terwyl ek die woord afgod sê, wil ek net daarop wys. Ons begrip van afgod is baie keer 'n fisiese beeldjie of 'n fisiese stuk hout soos in die ou tyd.
Enige voorstelling van Jahwe, van wie hy nie is nie, is 'n afgod. As jy nie Jahwe se barmhartigheid verkeerd verstaan, dan maak jy van hom 'n afgod, want jy maak van 'n God van liefde wat net links en regs als lief het. Dis 'n afgod. Dis nie wie Jahwe is nie. Jahwe is 'n God wat sy barmhartigheid en sy liefde gee volgens sy goeie wil, volgens sy karakter. Daarom moet ons hom ken en lief hê, sodat ons geen ander afbeeldsel of wanindrukke van hom het nie, maar hom eer vir wie en wat hy is. Jahwe wil geken wees. Jahwe wil hê dat sy kinders hom ken vir wie hy is. Jahwe wil nie ons moet in verkeerdheid en misleiding en in dwaling hom nie ken nie. Hy wil hê ons moet hom ken. Daarom gee hy vir ons 'n gemeente, gawes, sy gees, sy woord. Die konteks dan van Eksodus 33 is, nadat die volk die wet ontvang het met vrees en groot bewing, en Moses op die berg is vir 40 dae, maak hulle presies wat hulle nie moet doen nie. Maak 'n afgodsbeeld, 'n goue kalf. Weg is al die vrees, weg is al die leebeloftes, ons sal vir julle God wees, 'n volk wees, ja, ek sal vir julle God wees, julle sal vir my volk wees, ja, sê die volk. Weg is al daai beloftes. Die laaste bietjie integriteit is weg, hulle buig voor 'n afgodsbeeld. En die eerste gebod het gesê, jy moet Jahwe alleen jou God lief hê. Wie is Israel? Wie is Israel? Ons moet pas op om nie van Israel in die Ou Testament te veel te dink nie. Dit was 'n nietige, sterflike volk, wat sy harte bedrieglik was. As dit nie vir Jahwe se barmhartigheid en genade is nie, is ons niks. As hy ons nie die lewe uit die dood uitgee nie, is ons niks. Dan is ons verbondsverbrekers. Dan is ons 'n owerspelige volk, 'n ongeleerde koei. En in die konteks van Eksodus 33, Moses is middelaar, hy bid tot Jahwe, hy tree in terwille van die volk en hy vra vir Vader 3 dinge en ons het 'n boodskap daaroor gehad 'n maand of 2 terug. En ons weet hy vra vir Vader 1 ding, Jahwe, as ek genade in die oë gevind het, maak my u weë bekend. Jahwe trek saam met ons is die tweede versoek en dan die derde versoek, Jahwe, laat my u heerlikheid sien. En op grond van daardie vraag, dis die konteks, Jahwe laat my u heerlikheid sien, sê Jahwe vir hom, antwoord Jahwe vir hom in vers 19, as die Bybels oop is by Eksodus 33 vers 19. Maar Jahwe antwoord, in vers 18 het Moses gevra, laat my tog die heerlikheid sien, maar hy antwoord, vers 19, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan, en voor jou die naam van Jahwe uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees, my ontferm, vir wie ek my wil ontferm. Hoekom? Hoekom hierdie woorde? Dit is vreemd. Wat is die implikasie as jy Jahwe sien? Wat weet ons van wie Jahwe is? Die volgende vers help ons direk. Vers 20, verder sê Jahwe vir hom, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Jahwe is lig, daar's geen duisternis in hom nie. Vuur verteer voor sy aangesig. Die woord leer ons in Timoteus, Jahwe bewoon ontoeganklike lig. 1 Timoteus 6 vers 16. Aan hom wat alleen onsterflikheid besit en ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie. Dis wie Jahwe is. Hoekom kan ons hom nie sien nie? Sonde. Sonde is die skeidsmuur. Onreinheid. In sy teenwoordigheid, daarom wanneer die priesters die tabernakel opslaan, moet daar offers wees, daar moet bloed wees, sodat daar reinheid kan wees, sodat daar heiligheid kan wees, sodat Jahwe kan ontmoet in die allerheiligste. Sonde, laat Jahwe ontvlam, sonde kan nie hom aantas, kontamineer nie, vuur gaan uit hom uit, daarom kan geen mens hom sien nie, jy sal disintegreer in 'n oomblikse tyd, behalwe, as jy jou skuld versoen, behalwe, as jy jou nuwe lewe gee en jou sonde wegvat, dan kan 'n mens hom nie net sien nie, maar dan is dit sy grootste begeerte, dat ons hom sal sien. Want ons lees in Numeri 6, wanneer Jahwe sy volk seën, en sê hy, ek sal my aangesig oor jou laat skyn, en jou genadig wees. As ek jou nie genadig is nie, sal my aangesig jou verteer.
Ek sal jou genadig wees. Dink vir 'n oomblik aan Jesaja 6. In die sterfjaar van Isaïe het Jesaja, en die woord sê, het ek Jahwe sien sit op sy troon, en kyk mooi, die woordjie Here is in klein lettertjies, dis Adonai, dis die heerlikheid van Jahwe, sy glans. Johannes leer vir ons, Yeshua sê self, Jesaja het sy heerlikheid gesien. Wat is die effek toe Jesaja, en jy moet nou mooi onthou wie is Jesaja, is 'n pragtige profeet, 'n toonbeeld van reinheid en heiligheid onder sy volk. Wanneer hierdie godsman Jahwe sien, sy heerlikheid, wat roep hy uit? Wee my, ek's verlore. Wee my, ek's verlore. Daar is in die teenwoordigheid van Jahwe geen bedekking, geen leuen, alles is oop en bloot. En as daar in jou soveel onwaardigheid of onreinheid is, dan kom daar 'n oorweldigende realiteit. Ek's verlore. In die teenwoordigheid van die heilige God. Ek's verlore. Wat 'n genade. Wanneer ons lees in 1 Johannes 3 vers 2. Wanneer hy kom, sal ons hom sien soos hy is. Iets moes met ons gebeur het. Wedergeboorte, nuwe lewe, volmaakte skuldversoening, 'n nuwe kleed. Ek gee hom my ou stikkende kleed. Hy vat hy verlore seun en hy trek uit sy klere, trek vir hom nuwe klere, die kleed van geregtigheid, die rein, fyn wit linne, waarmee die bekleed is, Openbaring. Die heerlikheid van Yeshua. En dit is wat Petrus skryf. Na sy groote barmhartigheid het hy ons die wedergeboorte geskenk, sodat ons 'n erfenis het, onverganklik, onverwelklik, ewig, kosbaar. En dit is ons hoop, dat ons hom gaan sien soos hy is. En kom verdrukking, kom vervolging, kom beproewing, kom wat wil vyand, ons hoop is op hom vir wie ons gaan sien. Hy het ons lewend gemaak, na sy barmhartigheid. Want wanneer Moses vra, Jahwe, ek wil U sien, dan sê Jahwe, ek sal barmhartig wees vir wie ek wil. Ek sal barmhartig wees vir wie ek wil. Wanneer ons na die evangelie woord kyk, dan het nie almal die woord aangeneem nie. Sy barmhartigheid het nie tot almal gekom nie. Net sy skape wat sy stem hoor, ken sy barmhartigheid. En Petrus skryf aan die vreemdelinge in die verstrooiing, uitverkies volgens die voorkennis van Jahwe. Hulle verstaan sy barmhartigheid. Dis vir wie hy skryf. Ek het nie 1 Petrus 1 vers 1 en 2 gelees, en ek het by vers 3 begin. Ons het 1 en 2 klomp keer behandel. Die uitverkorenes, Paulus skryf aan die heiliges, aan die geroepenes, aan hulle die voorwerpe van barmhartigheid. En as u en ek besef, ons is daai voorwerpe van barmhartigheid, dan behoort ons wese uitroep, halleluja, van nou af tot in ewigheid. Die God van hemel en aarde, wat na hierdie aarde kyk en die volke is muskiete, soos 'n stoffie. Die berge is in die weegskaal, ag, hy hou die waters in die holte van sy hand. Hy het eiendom, hy het erfbesit. Hy het 'n bruid, in wie hy met barmhartigheid handel, hanteer. Nie op grond van haar ongeregtigheid nie op grond van haar nietigheid, maar hy skenk die wedergeboorte, dat sy kan wees gebore uit die onverganklike saad van die woord. Want in Jahwe se vuur sal alles vergaan, behalwe sy woord sal bly staan, sê Jesaja 40. En as een ek die woord, uit die woord van die lewe gebore is, so dit vanoggend in hoeveel gebede gehoor, Jahwe het vlees geword, sy woord het vlees geword, ons is gebore uit die woord, dan kan ons daar die heerlikheid deelagtig word. Jahwe, laat my die heerlikheid sien. Wat gebeur met jou as jy Jahwe sien? En jy is gewederbaar, jy is 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan. Wat gebeur met jou in sy teenwoordigheid? Psalm 16, die laaste vers. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Versadiging van vreugde, onuitspreeklike blydskap, dankbaarheid, vervuldheid. Ek is Uwe, U is myne, lees die boek Hooglied, ek is my bruidegom se. Ek, die bruid, is syne. Daar is by die mens geen groter, dieper behoefte
as om te hoort en behoort nie. Ons sien dit onder mekaar, ons trou, ons het maats, ons het vriende, ons wil hoort en behoort, ons wil in 'n gemeente wees, ons wil iewers wees. Jou diepste behoefte van dit is om aan Jahwe te behoort. Daarom gee Jahwe vir sy kinders sy gees wat uitroep, Abba Vader. Daarom gee Jahwe vir sy kinders die sekuriteit, jy is myne, niemand sal jou uit my hand uitruk nie, nooit. Yeshua sê dit in Johannes 10, my Vader is groter as almal, niemand sal jy uit sy hand uitruk nie. Wat gebeur met jou as jy sy heerlikheid sien? Jy word verander. Van heerlikheid na heerlikheid na sy beeld. Kom ons lees dit in 2 Korintiërs 3. Ons blaai na 2 Korintiërs 3 toe. Ons hou hier die vraag van Moses in gedagte. Jahwe, ek wil die heerlikheid sien. Jahwe sê, jy kan nie my heerlikheid sien nie, maar ek sal barmhartig wees aan wie ek wil barmhartig wees. En ons sien in die Nuwe Testament die barmhartigheid van Jahwe en hy gee vir die mens, vir sy gemeente, vir sy uitverkore kudde die voorreg om hom te kan sien nadat hy hulle barmhartig was. Ek wil dit weer sê, hy gee vir een my die voorreg om hom te kan sien nadat hy ons barmhartig was, deur die wedergeboorte te skenk, op grond van sy barmhartigheid. Ons kan hom sien. Ons kan nog nie sy volheid sien nie, maar ons kan al reeds elke dag deur die Heilige Geeswerking, die woord wat ons lees, wat dit lewend word, ons gebede, ons lofsange, ons wandel en handel met Jahwe, kan ons hom begin sien en meer sien. 2 Korintiërs 3 vers 18, en terwyl ons almal, vers 18, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van Jahwe aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Van heerlikheid tot heerlikheid, as deur Jahwe wat die Gees is. Wat 'n kosbare belofte. Dis die gemeente se roeping. Dis hierdie gemeente se roeping om Jahwe te aanskou. Die profeet roep uit, jou oë sal die koning in sy heerlikheid aanskou. Johannes 1 sê, Yeshua het vlees geword en ons het sy heerlikheid aanskou vol genade en waarheid. Kom na die lig toe. In die lig sien ons die lig, dat hy jou boosheid kan openbaar, dat hy kan sê, ek het u nodig. Wees my arme sondaar barmhartig, dat hy jou die wedergeboorte kan skenk na sy barmhartigheid. Wel, Jahwe skenk vir ons die wedergeboorte nog voordat ons weet ons het dit nodig, want hy trek ons. En wanneer jy ervaar in jou lewe, hy trek jou, wees dankbaar, wees ootmoedig, en hou daaraan vas, en soek hom, en glo hom, vertrou hom, dat sy barmhartigheid die grootste geskenk ervaring in jou lewe is, want dit is nie vir almal nie. Hy het sy eiendom, en hy gee aan sy eiendom die wedergeboorte na sy barmhartigheid. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader, groot is u barmhartigheid. Dankie vir u lankmoedigheid en dankie vir u soewereiniteit. U wil, u wese, is alles wat reg en goed en heilig is. En dankie dat ons in hierdie oggend as gemeente in u liefde bymekaar kan kom en kan getuig in ons lewens hoe u werk, hoe u trek, hoe u voed en hoe u koester. En ons wil in diepe dankbaarheid kom sê, Vader, dankie vir u liefde. Dankie dat u vir ons goed is. Dankie dat u vir ons genadig is. In 'n wêreld wat bestem is vir die toorn en vir die vuur, en die vuurgloed van u oordeel. Dankie dat u ons kom uitred het. Dankie dat u ons uitruk soos 'n hout uit 'n vuur wat brand en verteer. Dankie, Jahwe. En ons as gemeente vra dat u ons asseblief sal help met hierdie saak, om die barmhartigheid te waardeer. Dat dit in ons hart 'n vuurgloed van ywer sal opwek vir u. Sodat ons nie sal let op die vleeslike en op die tydelike nie, maar op die goedertierenheid en die barmhartigheid wat geopenbaar word in Yeshua, ook met sy koms. Halleluja. Amen.
Laat dit ons belydenis wees, ook hierdie week, as daar met ons dinge gebeur wat ons nie verstaan nie, beproewing, verdrukking, vervolging, swaard, sê Paulus, niks kan my skei van die liefde van Jahwe, wat in Yeshua is, en vir my bewys is nie. Kom ons groei in die barmhartigheid en die genade, die kennis van sy wil. Kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Dankie ons Vader, dat ons U naam en die seën kan ontvang in Yeshua Messia, deur die krag van die Heilige Gees. Amen.